So kom ons kyk gou na 1.1. Hulle sê die netto-krag wat op 'n voorwerp op 'n horisontale oppervlak inwerk is altyd, en dan gee hulle nou vir jou 'n klomp opsies, in die rigting van die beweging van die voorwerp, in die rigting van die versnelling van die voorwerp, 0 wanneer die voorwerp teen 'n konstante versnelling beweeg, of toenemend wanneer die voorwerp teen 'n konstante versnelling beweeg. So onthou, Newton se tweede wet is F net is gelyk aan m × a, want dis mos nou wat hulle vir jou hierso vra. En Newton se tweede bewegingswet sê 'n voorwerp sal versnel in die rigting van die netto-krag. So daar sê hulle die voorwerp versnel in die rigting van die netto-krag. Nou sê hulle, vra hulle dit andersom. As die netto-krag dit is, as die rigting van die netto-krag dit is, wat gaan die versnelling wees? So die netto-krag is ook altyd in die rigting van die versnelling. So onthou, moenie laat hulle jou hier vang. Hierso sê hulle, hy het 'n konstante versnelling. Konstante versnelling moet so wees vir Newton se tweede bewegingswet. Andersins beteken dit jou A-waarde gaan die hele tyd verander. En jou A-waarde verander nie. Dit is konstant. So vir julle moet, as hulle sê konstante snelheid, dan het dit beteken jou A-waarde is 0, jou versnelling is 0, wat beteken jou netto-krag is ook 0. Hy is nie noodwendig altyd toenemend met 'n konstante versnelling nie, want as jou versnelling negatief is, dan is dit nie noodwendig as die versnelling konstant is, dan gaan jou netto-krag ook konstant wees. Dit is ons nou maar so. So eintlik is dit hier net, dis nie in die rigting van die beweging van die voorwerp nie, want 'n voorwerp kan na regs beweeg en die netto-krag is nog steeds na links wanneer die voorwerp stadiger beweeg. Jou versnelling en jou netto-krag is altyd in dieselfde rigting. Daai ouetjie. Dan so dis eintlik maar net die wet wat hulle daar getoets het. Hy was nogal right. Nou hierso, vra hulle vir jou, 'n krag F word op 'n blok A uitgeoefen teen 'n hoek van θ relatief tot 'n helling wat 'n hoek van gamma, nee, dis nie gamma nie, wat staan? Sigma, ek kan nou nie onthou nie. Met die horisontaal is soos hieronder getoon. Ek gaan maar net sê alfa. Dit is die alfa nie, maar ek kan nou nie onthou wat daai enetjie is nie. Om die wrywingskrag te vergroot, wat moet jy doen? So onthou, ek het dit vir julle geleer by die insigvrae ook. As hulle vir jou vra, wat gebeur met die wrywing as hierdie hoek verander of as daai ding verander of wat ook al, dan wat jy altyd moet doen, is jy moet kyk, wat sê jou formule? Wat sê my formule wat ek het vir wrywing? Nou, wrywing se formule is dit. En ek het al hoeveel keer vir julle gesê, onthou, dis die een wat jy gebruik. En dan wys ons vir julle, onthou, as daai ene verander, dan beteken dit die oppervlaktes verander. So, hulle word byvoorbeeld uit ander materiaal gemaak of so, wat nie in hierdie geval anders is nie. Ons kyk nou na daai twee. So, jou wrywingskrag is direk eweredig aan jou normaalskrag. So as ek wil hê, my wrywing moet so groot as moontlik wees, moet ek my normaalkrag so groot as moontlik wees. So ons moet nou kyk, wat is die kragte wat al 'n effek het op my normaalkrag. So as jy jou vryliggaamdiagram teken, wat jy moet, en onthou hierdie is sommer 'n goeie punt om vir julle net te herinner wat ek altyd sê. Net omdat hy 2 punte tel, beteken dit nie multiple questions is net 'n klomp raaiwerkie. Dis baie keer 'n 5 of 'n 6 punt som wat jy moet doen vir daai 2 punte. En hierdie is nou juist so geval. Hierdie som sou dalk 5 punte getel het as jy dit moes verduidelik het, as hulle dit vir jou gevra het as 'n insigvraag by vraag 2. OK, so ek het my normaalkrag, dan het ek my krag F daar. En onthou jou normaalkrag, jou gewig is mos direk af, daar is jou gewig. Ek gaan nou nie omteken nie, ek gaan nou werk met sy komponente somme. FG loodreg en, FG parallel. So in hierdie geval is my as ons nou vergeet net van daai krag, as ons net op 'n skynsvlak is, moet jy onthou, jou normaalkrag is nie meer gelyk aan jou gewig soos op 'n horisontale oppervlak nie. Jou normaalkrag is gelyk aan FG loodreg. Maar nou dis nie die enigste vertikale kragte wat daar is nie, want daai ene is skyns. Wat beteken hy het ook 'n x-komponent en hy het ook 'n y-komponent.
Wat beteken, dis nie net daai een wat gelyk is aan daai een nie, dit moet nou daai twee saam moet gelyk wees aan daai ene. So my normaalkrag plus die y-komponent van daai skynskrag moet gelyk wees aan Fg loodreg. Maar ek gaan nou die vergelyking so 'n bietjie verander, want ek wil mos nou weet, wat gebeur met my normaalkrag? So ek wil normaalkrag alleen hê, ek wil hê hy moet die onderwerp wees. So nou sien ek het hierdie vergelyking. So onthou, ek wil nou hê, hierdie enetjie moet so groot as moontlik wees. Dis wat hulle mos so gevra het. Want as hy so groot as moontlik is, dan gaan daai ene so groot as moontlik wees. Julle nog by. Nou hierso is 'n aftreksom. Wat beteken, vir daai antwoord om so groot as moontlik te wees, moet hierdie ding so groot as moontlik wees, en dit wat ek aftrek, moet so klein as moontlik wees. Stem julle saam? Ja. Okay. Maar nou moet ons kyk, hoe kry ek daai Fg loodreg groter en hoe kry ek daai y-komponent kleiner? So ek kyk wat sê my formules. Nou Fg loodreg se formule is mos Fg cos theta. Altyd, altyd, altyd. En hierdie ouetjie, die y-komponent as jy hom gaan uitwerk, as daai die hoek, ekskuus, ons werk nie nou, ons skynsvlak is mos nie nou met theta nie, hy is mos nou daai ou. Dis daai enetjie. Dis altyd die een met die skynsvlak, daai enetjie. En hierdie theta, onthou as die theta, en ek het dit vir julle in die eerste kwartaal geleer, jy kan dit nou met trig gaan uitwerk, maar daai enetjie is altyd sin. Daai enetjie is F sin theta, om die y-komponent te kry. En nou, al wat jy moet doen, want die krag F is bly dieselfde, die gewig van jou voorwerp bly dieselfde, so al wat jy kan verander is, jy kan die hoeke verander. So, al wat jy nou hoef te doen, is jy hoef net 'n paar waardes in te stel, om te kyk, as hierdie hoek groter raak, wat gaan gebeur met kos van daai hoek? Stel 'n paar waardes vir theta daarin en kyk wat gaan gebeur dan met die waarde van sin theta. So jy kan dit of so doen, 'n paar waardes net daar gaan instel, of as ons nou sommer gou net vinnig kyk na die grafieke, 'n kosgrafiek lyk mos so, en jou sin grafiek lyk mos so. So onthou, ons werk nou net tussen 0 en 90 grade. Net daai stukkie. Net daai stukkie en net daai stukkie, want ons gaan nou nie werk hierso, daai hoek gaan ons nou nie groter as 90 grade raak nie, en daai hoek gaan nie groter as 90 grade raak nie. So dan sien jy die hoeke wat ek insit, hoe groter die hoek raak, hoe kleiner raak my kosfunksie. Sien jy saam? Okay. So my kosfunksie, as my hoek groter is, dan raak my kosfunksie kleiner. Maar ek wil nie 'n kleiner kosfunksie hê nie, ek wil mos nou 'n groter een hê, want ek wil hê daai waarde moet groter wees. So ek gaan 'n klein waarde insit hierso vir my hoek, want hoe kleiner my hoek is, hoe groter is kos van daai hoek, en hoe groter is Fg loodreg. Dieselfde hierso, daarso sin theta, sin, hoe groter die hoek raak, tot en met 90 grade, hoe groter raak my antwoord vir sin theta. So, maar ek wil nie 'n groot waarde hê nie, ek wil 'n klein waarde hê, so ek wil hê daai hoek moet ook klein wees. Jy kan dit of so doen, of jy kan dink, okay, hoe kleiner daai hoek is, hoe platter raak hy, so hoe groter raak die y-komponent, en dieselfde hierso, hoe platter daai ene raak, hoe kleiner raak sy y-komponent. Jy kan so ook dink in terme daarvan, of jy kan net 'n paar waardes tussen 0 en 90 sommer daar gaan instel, en dan het jy jou antwoord. So hoe kleiner daai hoek is, en hoe kleiner daai hoek is, hoe groter gaan die antwoord van die som wees, so hoe groter gaan my net normaal wees, en hoe groter gaan my gewig wees. Hierdie is 'n baie moeilike vraag, en hy sou regtig 5 na 6 punte getel het, as dit nie 'n multiple question was nie.
Okay, 'n persoon staan op 'n badkamerskaal in 'n bewegende huispak. Watter een van die volgende bewegings van die huispak sal die kleinste lesing op die skaal tot gevolg hê? Laat ons sommer highlight, want jy kan mos nou nie 'n vraestel skryf sonder 'n highlighter nie. Okay, so onthou met skale in 'n huispak het ons 3 verskillende scenario's. Dit is in julle opsommingkies en ek verduidelik dit ook altyd so vir julle. Jy het die scenario waar hy teen 'n konstante snelheid gaan. En of dit nou op is en of dit nou af is, dit maak nie saakie. Hy moet net nie versnel nie as hy teen 'n konstante snelheid het. Dan is jou gewig, want onthou daar's net 2 kragte. Dis die gewig van die persoon op die skaal en dan die opwaartse krag wat dan op die einde vir jou die lesing op die skaal gaan gee. So wanneer ook al hy teen 'n konstante snelheid beweeg, dan is die gewig gelyk aan die lesing op die skaal. As jou voorwerp nie net opbeweeg, kom ons sê die versnelling is opwaarts. Ons maak dit so, die versnelling is opwaarts. Onthou die gewig van die persoon bly dieselfde. Nee, hy kan nie ewe skielik gewig optel of gewig verloor terwyl hy in 'n huispak ry nie, as dit maar net so maklik was. So die enigste manier hoe ek dit kan kry dat my versnelling opwaarts is, want onthou as die versnelling opwaarts is, dan beteken dit die netto krag moet ook opwaarts wees. Wat beteken my opwaartse krag moet groter wees as my afwaartse krag. Ek kan nie die gewig verander nie, wat beteken daai lesing gaan dan groter raak. Daai krag moet groter wees. So in hierdie geval is die lesing op die skaal groter as die gewig. En as die versnelling afwaarts is, dan beteken dit weer eens jou gewig bly dieselfde, maar dit beteken die afwaartse krag moet groter wees, wat beteken die opwaartse krag moet dan kleiner wees. So die lesing op die skaal gaan kleiner wees as die gewig. So in hierdie geval, ons soek mos nou die een wat die kleinste lesing gaan hê, so ons wil die een hê waar hy afwaarts versnel. Jy kon sommer dadelik doodgetrek, dit is definitief nie een van die twee nie, as hy teen 'n konstante snelheid beweeg, gaan sy lesings gelyk, wat beteken waar is hy nou? P. Jy nou raai met hom. Hy is daarom nie so bad nie. Okay. Nou sê hulle vir jou, 'n voorwerp wat RM bokant die aarde beweeg, waar R die grootte van die radius van die aarde is, ondervind 'n gravitasiekrag F. Indien die voorwerp 2 meter bokant die aarde is, wat sal die gravitasiekrag op die voorwerp in terme van F wees? Nou onthou, wanneer ook al hulle vir jou hierdie tipe insig vra, hulle doen dit by die gravitasiewet en by Coulomb se wet. Jy sou mos, sê nou maar jy het al die inligting gehad, dan het jy uitgewerk wat was die krag in die eerste geval waar hy RM meter bokant die aarde is. Jy het uitgewerk wat is die krag waar hy 2R meter bokant die aarde is, en jy sou mos nou daai waardes met mekaar vergelyk. So jy sou sê die een is dubbel die ander een, of hierdie een is 'n kwart van daai en se grootte. Maar nou kan jy dit nie doen nie, want jy het hierdie inligting nie. Maar ons gaan nou dieselfde, en ek het dit al vir julle geleer, hierdie is 'n in Skynat, en in hierdie multiple question spesifiek, is daar sekere triks wat jy moet leer om dit te kan doen. Soos byvoorbeeld, om te weet waarvoor staan die gradiënt van 'n funksie, of hoe kan jy 'n alternatiewe eenheid bepaal. En dan in hierdie geval, as hulle vir jou hierdie insig vra by elektrisiteit, het ons 'n paar stappies wat ons altyd doen. En hierdie, as hulle insig vra by hierdie, wat doen jy? So hierdie is nou die skills wat jy moet leer, want hulle gaan dit altyd vir julle vra. En dis hoekom ek nou hierdie multiple question spesifiek wil doen, want hulle toets van alles. Al daai triks. So jy sou eintlik amper, jy sou gesukkel het om die multiple question sonder daai triks te kon doen. So, wat jy gaan doen, is jy skryf die formule neer wat jy het, om daai krag uit te werk. Dis mos nou hierdie formule. En dan, vir al die waardes wat konstant sou bly, wat dieselfde sou wees in jou 2 verskillende somme, in hulle plek sit jy 'n 1, want hulle waardes, ons wil nie hê, dit gaan nie die antwoord op die einde verskil nie, so ons sit net 'n 1 daarin. Daai G bly konstant, sy waarde verander nie, die massas bly konstant, maar die radius, nie die radius, die afstand, dit gaan verskil. So in die waarde wat verskil, sit jy die skaalfaktor, waarmee dit vergroot of verklein word. Die groot ding nou net hier is, daai R
is nie die afstand van die oppervlak van die aarde af tot by jou voorwerp nie. Dis die afstand van die middelpunt van die aarde tot by jou voorwerp. Wat beteken aanvanklik het ons die situasie gehad waar daar is jou aarde, so hierso het ons 'n afstand van, dis die radius van die aarde, né, van die middelpunt tot by die oppervlakte. Maar nou sê hulle die voorwerp was R meter bo kan die aarde. Wat beteken die afstand waarna ons kyk is nie net R nie, dis van die middelpunt van die aarde af is 2R, eintlik, in die eerste scenario. Nou in die tweede scenario, nou het hy nou opgeskuif. So ons het nou nog steeds die radius wat ons hier in ag gaan moet neem, en nou is hy dubbel so ver van die oppervlakte af. Wat beteken die afstand waarna ons nou hier kyk, is nie 2R nie, dis 3R. So nou wil ek weet, die skaalfaktor, waarmee hierdie ene vergroot is om daai te kry, so met ander woorde, met wat moet ek 2 maal om 3 te kry, dis wat ek dan daar gaan insit. So dis wat hierdie ene so 'n bietjie triekie maak. So as ek wil weet met wat moet ek 2 maal om 3 te kry, dan kyk ek wat is 3 gedeel deur 2, so ek doen net die teenoorgestelde, en dit is 3 op 2, van daai ene na daai ene, jy maal met 3 op 2, so dis dan wat ek daar gaan insit. En jy kan seker maak, jy kan check in jou calculator, is 2 maal 3 op 2, 3, en dan gaan jy sien, dit is. Okay, en nou gaan tik jy net dit in jou calculator in en jy werk dit uit. Ek het nie nou my calculator hier nie. Het een van julle, okay, toe maar. 9 op 4, en onthou as ons deel, dan moet ons flip en maal, so in plaas van om te deel met 9 op 4, gaan ek maar net maal met 4 op 9. Okay, maar hulle gee nie, wat is 4 op 9 se desimaal? Is dit 0,44? Ja. Okay, so dis dan daai enetjie. Okay, julle alright met hom? Hy was moeilik, hy's 'n uitvang een. En dit is 'n moeilike verhouding daai gewees om te doen. Okay. Nou 1.5 sê hulle 2 ladings Q1 en Q2 word 'n afstand R van mekaar af geplaas. Puntlading Q1 oefen 'n krag met 'n grootte van F op Q2 uit. Die grootte van elke lading word nou verdubbel en die afstand tussen hulle word ook verdubbel. Die grootte van die krag wat Q1 nou op Q2 uitoefen is wat? So presies dieselfde beginsel, behalwe jy gebruik nou Coulomb se wet. Pas op net baie keer hier, dan skets hulle 'n hele scenario van goed wat verander, maar dan sê hulle soos by die een geval, die krag wat Q1 op Q2 uitoefen is F, en dan vra hulle vir jou, wat is die krag wat Q2 op Q1 uitoefen? Dat is uiteindelik 'n vraag oor Newton se derde wet, en dis nie eintlik 'n insigvraag nie, want onthou hulle twee oefen dieselfde krag op mekaar uit, maar net in teenoorgestelde rigtings. So dieselfde hier, die konstante is jou K, hy bly dieselfde, maar albei die ladings verdubbel, so in hulle plek sit ek 'n 2, en die afstand verdubbel, so in sy plek sit ek ook 'n 2. En weer eens, dan gaan werk dit nou maar net uit, so is 4 op 4, so dis net 1, wat beteken, hy gaan dieselfde wees as wat hy oorspronklik was. Julle alright met die twee insigvrae? Ja, Okay. Okay, so nou sê hulle vir jou, R, ons maak net 'n bietjie groter, R en S is twee klein gelaaide sfere wat 'n afstand van mekaar geplaas is. P is 'n punt regs van sfeer S. ER en ES is die elektriese velde by punt P as gevolg van die ladings op sfere R en S onderskeidelik. Sien die diagram? Watter een van die volgende kombinasies is korrek vir die netto krag, vir die netto lading op sfere R en S? Nou gewoonlik dan gee hulle mos vir jou die ladings, hulle sê vir jou of dit positief of negatief is, dan vra hulle vir jou om die vektordiagram te teken vir die elektriese velde. En hoe ons dit, daar's mos nou twee maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan of die veldpatroon rondom daai ene teken en kyk in watter rigting is die veldpatroon by daai punt, en dieselfde hier. Of jy kan kyk, as punt P 'n positiewe lading was, ons werk altyd met positief.
As hy 'n positiewe lading was, in watter rigting sou hulle hom gestoot of getrek het? So nou kyk jy, so kom ons kyk byvoorbeeld na S. As S hom na links trek, nader na hom toe trek, en daai een is 'n positiewe lading, dan beteken dit sy lading moet mos negatief wees, né? Want positief en negatief trek mekaar aan. Nou vergeet jy weer van S en ons kyk na R. R stoot vir P weg. So as punt P 'n positiewe lading is en R stoot hom weg, dan beteken dit hulle moet dieselfde lading hê. Wat beteken hy moet ook positief wees. So dit is opsie nommer, R is positief en S dis nommer H. Maak dit sin? Julle alright? Ja. Julle moet nie net sê julle is alright, nou is julle nie alright nie. Ok. Ek gaan net een van hierdie twee doen, want ek wil net vir julle wys wat die beginsel is. Ek gaan hierdie ene doen net omdat die wat is mos nou drywing, en drywing het 'n klomp verskillende formules, en ek sou nie lus om deur al die formules te gaan nie, want die beginsel gaan dieselfde wees. As hulle vir jou vra watter een is 'n ekwivalente eenheid, of wat een is nie 'n ekwivalente eenheid nie. So met ander woorde, ampere is mos nou vir stroom. Ampere is die eenheid van stroom, maar ek kan ook 'n ander eenheid hê vir stroom. En wat jy dan altyd doen, is jy kyk, watse formules het als vir stroom in. So vir stroom het ek V is gelyk aan, of kom ons wil vir I vir stroom die onderwerp maak, V op R, en ek het ook I is gelyk aan Q op delta T. Nou al wat ek dan doen is, ek sit net die eenhede van daai hoeveelhede van daai waardes sit ek in. So byvoorbeeld die eenheid van coulomb, van lading is coulomb. Die eenheid waarin tyd hier gemeet moet word is sekondes. En dan herrangskik ek dit maar net dat dit albei 'n bodylyn is. So onthou, as ek hom opvat boontoe, dan kry die eksponent mos 'n teenoorgestelde teken. Hy raak, as dit is, dan is dit altyd per, soos coulomb per sekonde. Ok, maar dis net coulomb sekonde, ok, so is die daai een nie. Dan kom ons kyk gou daai enetjie. Volts is V op ohm, weerstand is ohm. So as ek dan die ohm opvat, dan kry ek daai. Ok. So baie keer as hulle vir 'n ekwivalente eenheid vra, dan se teorie. Maar dit is nie altyd, ek doen nie die moeite om die alternatiewe eenhede te onthou nie. Soos daar, hulle sê baie keer vir jou 'n alternatiewe eenheid vir joules is hierdie ding, maar ek onthou nie dit nie, want hoekom moet jy dit onthou? Jy kan altyd, en dit is hoekom hulle daai ene die antwoord gegee het, want hierdie ene is leerwerk. Soos ergens in 'n opsomming staan dat dis coulomb sekondes is 'n ander alternatief vir ampere, maar nog nooit het ek daai gesien nie. So die meneer het eintlik getoets, het jy hierdie skill? Net soos wat ons daai skill gehad het op die vorige bladsy vir die insig vra, hoe jy dit moet beantwoord, hierdie is 'n skill vir hoe jy hierdie tipe somme moet doen. Okay. Hierdie kon jy nie gedoen het deur dit te leer, dit is die leerwerk. Hierdie moes jy gedoen het deur die skill toe te pas van hoe om 'n ander eenheid te bepaal. En dis altyd, jy skryf die formule neer, maak hom die onderwerp, sit hulle eenhede, daai waardes, sit hulle eenhede daarin, en skryf hulle als bo die lyn. Okay, so dis presies dieselfde wat jy gaan doen vir watt, onthou watt is mos nou drywing, so jy kyk na al 4 formules wat daar is vir drywing, en jy pas dit op almal van hulle toe. So ek gaan nou nie dit doen nie, wat was sy, ek sal nou gaan kyk. Maar as jy alright met hoe om hierdie te doen. Nou, by 1.9 sê hulle beskou die stroombaandiagram hier langsaan, wat uit 3 identiese resistors bestaan, R1, R2 en R3. Watter een van die volgende kombinasies is korrek wanneer R2 uit die stroombaan verwyder word? So onthou, hierdie is 'n tipiese insigvraag, wat as hulle dit by die multiple questions vir jou vra nie, vra hulle dit in jou elektrisiteit, en met enige insigvraag vir elektrisiteit is jou stappe altyd dieselfde, weer eens, dis soos daai, jy moet hierdie skill leer.
Die heel eerste ding wat jy doen is jy kyk wat gebeur as jy enigstens 'n resistor byvoeg of wegvat of daar is 'n ander rangskikking van die weerstande of daar's 'n skakelaar wat aan of afgesit word, kyk jy altyd eers wat gebeur met jou totale weerstand, want jou totale weerstand gaan verander. En as jou totale weerstand verander, dan verander alles in jou stroombaan, behalwe die EMK en die interne weerstand van jou battery. So onthou dit werk altyd so, dat hoe meer parallelle bane daar is, hoe laer is die totale weerstand, en hoe minder parallelle bane daar is, hoe hoër is die totale weerstand. Nou in hierdie geval het ons mos nou vir R2 weggevat. So ek het minder parallelle bane, wat beteken my totale weerstand gaan toeneem. En die tweede stap wat ek altyd by al hierdie insigvrae doen, is ek kyk wat gebeur met die totale stroom, want die totale weerstand beïnvloed die totale stroom. Uit hierdie formule kan ons sien dat die stroom indirek eweredig is aan die weerstand. Wat beteken as jou weerstand gaan toeneem, gaan jou stroom afneem. En dit is in elk geval wat hulle vra, totale weerstand en 'n ammeterlesing, en hier gaan jou totale stroom deur. So dit is dan weerstand neem toe, B. Julle alright met hom? Dan 1.10 sê hulle vir jou die diagram hieronder verteenwoordig 'n stroombaan waarin alle eksterne resistors dieselfde weerstand het. Watter een van die ammeters in die stroombaan sal die laagste lesing hê? So kom ons volg net gou die stroom. Okay, so hy gaan hier uit. Daar gaan my totale stroom en dan moet hy nou kies, hy gaan of onderdeur of bodeur. So hy gaan of hierdeur. Dan kom hy weer daar uit en dan daar. Of ek het nog 'n deel van die stroom wat ook daar is, maar hulle gaan daardeur. Dan kom hulle weer by mekaar. En dan is hulle by die battery. So daai twee, A1 en A4, die totale stroom, al twee die blou en die rooi dele, die totale stroom gaan deur hulle. Wat beteken hulle gaan die hoogste lesing hê, want alles gaan deur hulle en hulle gaan dieselfde lesing hê. So nou kyk ons na daai ene en daai ene. Nou onthou, jou grootste stroom volg altyd die pad van die minste weerstand. So die grootste deel van die stroom gaan deur hierdie tak gaan, want ek sien hier's 1 resistor, maar hier's 2 resistors. Wat beteken jou grootste stroom gaan daardeur gaan. So die ammeter met die laagste lesing gaan A3 wees. Dit is C. Julle alright met die multiple questions? Dis sommer nou in elk geval 'n recap van alles. En hierdie is baie belangrike vaardighede wat julle in Skynat moet hê. Nou juffrou, ek wag so om die stroom te vind met bene, maar as jy nou is daai 3 resistors, is hulle in parallel basically? Nee, nie al hierdie twee is in serie met of hierdie twee is in serie met mekaar, maar daai blou tak is parallel met die rooi tak. Ok, kom ons kyk gou na hierdie enetjie. Hulle sê, die ammeter in die stroombaan hieronder toon dieselfde lesing, ongeag of skakelaars S1 en S2 beide oop is, of beide gesluit. Hey, tog nie. Ok, so hy toon dieselfde lesing, ongeag of hulle beide oop of beide gesluit is. Die interne weerstand van die sel, as ook die weerstande van die ammeter en die verbindingsdraad is weggelaat word. Ok, so ons hoef daarom nie te worry oor dit nie. Ek gaan nie worry oor die definisie nie, bereken die lesing op die ammeter. So onthou, dit beteken, jy kan nou altyd kies, gaan ons nou met al twee oop werk of al twee toe. So, kom ons kyk net gou, hoe lyk die vloei van die stroom as albei oop is, want dit is dalk net so bietjie makliker, dit lyk of dit bietjie makliker gaan wees, om dan die stroom te bepaal. So, die ladingkie spring weg, hardloop. Hulle kan nie nou daardeur gaan nie, wat beteken hulle gaan hierdeur, op, daar, ok, hulle kan nie daar nie, so hulle gaan daar en daar. Wat beteken op hierdie stadium, is hierdie net een groot serie stroombaan, wat jou stroom met nêrens vertak nie. Jy het die weerstande van al die resistors, jy het die volt, jy kan die totale weerstand uitwerk, jy het die totale volt, so jy kan
die totale stroom, want dis ons die totale stroom wat deur hom gaan uitwerk. So die volts is 4,5. Stroom is wat ek wil hê, die weerstand is, kan net almal bymekaar tel, 6 plus 1 plus 2 is 9. En dan as ek vir u alleen wil hê, moet ek ontslaa raak van die maal 9 deur aan die ander kant te deel 9. Wat is dit? Half. 0,5. Check my net. Ja. Okay. So ek gaan nou daai waarde daar insit. En ons moet onthou, dit is die waarde wat so is, ongeag of hulle albei oop of albei toe is. Okay, nou sê hulle bereken die weerstand R. Okay, jy sien, nou kan jy nie werk met albei oop nie, want andersins kan jy nie vir R uitwerk nie, want geen van die stroom gaan deur hom nie. So, kom ons kyk net gou. Daar's 'n rede hoekom hulle vir jou 2 scenario's gee. Kom ons kyk net gou, hoe gaan die stroom nou vloei? Okay. Kom ons kyk gou. Okay, so die stroom spring weg, daar gaan hy. Okay, maar nou is daai toe, so 'n gedeelte gaan so deur, so. Okay, maar nou is hierdie ook toe. Wat beteken, onthou jou stroom volg altyd die pad van die laagste weerstand, so as daar 'n deel is waardeur hulle kan gaan, wat geen weerstand het hier, dan beteken dit, hulle gaan nie hier deur gaan nie, hulle gaan daar deur gaan. So hy gaan daar. Ok, maar nou is daar nog 'n deel van die stroom, wat moet daar uit die battery, wat moet reguit aangaan, daar, hy gaan ook nie hier af gaan nie, hy gaan ook die opsie volg om bo deur te gaan, want daar is geen weerstand daarbo nie. Ok, so dit beteken, ek gaan sommer hierdie doodkrap, want dit gaan my nou die mekaar maak. Dit beteken dat ons basically, hierdie is serie, of nie serie, hulle gaan al twee hier deur, maar 'n gedeelte gaan daar deur, en 'n gedeelte, so hierdie twee, daai twee is parallel met mekaar. Ok. So vra vir jouself af, hoekom het hulle nou net vir jou daai lesing gegee, of gevra om uit te werk? Want ek kan nie met R totaal werk nie, want ek het nie vir R nie. Ek het nie 'n I totaal nie, want dis nie meer my I totaal nie, dis nou net 'n gedeelte van die stroom. Maar, as ek die stroom het wat deur hom gaan en ek het sy weerstand, dan kan ek die volts oor hom uitwerk. Nou die volts oor die parallelle tak en die volts oor daai parallelle tak moet dan dieselfde wees. En as, ok, kom ons begin gou met dit te doen. Ok, so kom ons werk net gou uit die volts van daai geel gedeelte. Ok, so dis 3 volt. Ok, so as daar 'n lesing oor hom was, dan sou dit 3 volt wees, wat beteken, die lesing oor hierdie enetjie sou ook 3 volts wees. Maar ok, ons kort nou nog vir I. Ons sal eers die stroom deur hom moet kry. Jy kan ook nie met jou verhoudings werk nie, want jy weet nie wat is die weerstand nie. Jy het ook nie I totaal nie. Ok, maar jy kan dalk I totaal kry. Want ek kan gou die volts gaan uitwerk oor daai, want onthou, die ladingkies gebruik net energie by die parallelle gedeelte en by daai een. Wat beteken daai 4,5 volts moet hulle tussen daai parallelle gedeelte en daai resistor moet hulle opgebruik. Wat beteken V parallel plus die V oor die 2 ohm resistor. Wat beteken as hulle totaal het van 4,5 en hulle het klaar 3 gebruik, onthou, hulle gebruik nie altyd saam 6 nie, want sien julle, die rooi tak gaan nie daardeur ook nie, hy gaan net daardeur. Wat beteken, hy gebruik sy 3 volts daar en die res van dit daar. Die geel tak gebruik sy 3 volts daar en die res van dit daar. Ons kan nie dit by mekaar tel nie, want dis nie hoeveel gebruik my ladings altesaam nie. Die voltmeterlesing sê hoeveel ladings gebruik elke
lading. Hoeveel energie gebruik elke lading om deur my stroombaan te kom? Wat beteken dat hulle gebruik om deur daai 2 ohm resistor te kom, gebruik hulle 1,5 volts. Wat beteken ek kan nou die stroom deur hom gaan uitwerk, want ek het sy weerstand is 2, en as ek wil ontslaa raak van die maal 2, dan gaan ek aan die ander kant maar net deel 2, wat is dit, 0,75. Ok, so nou weet ek wat die totale stroom is. So as die totale stroom wat deur my stroombaan gaan 0,75 ampere is, en hierdeur gaan klaar 0,5 ampere, dan beteken dit hierdeur moet 0,25 ampere gaan. Ok, so nou het ek sy stroom, ek het sy volts, nou kan ek sy R uitwerk. So dan gaan deel ek aan die ander kant, deel deur 'n kwart is 12. Check my maar net. Ok. Sjoe, dis 'n lywige sommetjie. Dis 'n baie moeilike elektrisiteitsvraag, want hy het baie dinkwerk en stappe. Ek gedog jy moes daai enetjie in die middel. Moet jy hierdie enetjie ook in ag neem? Ja. Ja, dit sou baie moeilik gewees het dan. Tweak my brein. Ek het 2 bladsye net geskryf en die hele tyd probeer uitfigure of die los van die som. Ja, onthou altyd dat wanneer dit oop is, as daar niks weerstand daar is, jou stroom gaan altyd eerder deur daai pad gaan.